ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Ja, maar het is lekker om julle te sien. Julle lyk so mooi en vol vreugde en liefde en so. Ek hoop is waar. Is dit waar? Okay. Ek het nou nie kans om julle te vra of was julle 3 maande nie. Maar ons is ook bevoorreg daar agter as julle wonder wat se mooi kinders sit daar. Dis my kleinkinders. Ja, en julle kan maar o en a, hoor. Ek en Christian, dis my oudste wat daar agter sit, praat vandag oor net oor kinders se persoonlikhede. Toe vertel hy my nou van sy kinders, toe sê ek dink nou maar net. Al wat ek hoor jy my vertel is dat die Here laat 'n mens maai wat jy gesaai het. My grootste vreugde op aarde. Ja, maar dierbaarste kinders daar agter. Reg, hier sit hulle, kyk hierso. Hallo Milies. Haar naam is Amelia, maar ons noem haar liefderik Milies, maar niemand eintlik mag dit noem nie. En dit is François. En mag ek net vir al die oomies en tannies sê dat dit, dames en here, is, luister baie mooi, fyn, François Rickert Botha. Ja, so ek is baie bly met dit. As die Hy kon. Ek wil net sê hulle die twee mooi kinders se pa is 'n bietjie op sy senuwees dat die twee nou nie vir die ooms en die tannies gaan pla nie. Nou wil ek net hê as hulle so bietjie plaarig is, druk maar deur, hoor. Anders moet hulle nou in die kar gaan sit. Dit sal nou nie lekker wees nie. Alright. Maar dit is so lekker om saam met die familie hierdie paar oomblikke te kan spandeer. Dankie vir die teenwoordigheid in ons lewens, maar ook in hierdie vergadering. Dankie vir die vreugde wat U ons gee, en die opgewondenheid en die liefde. Dankie vir die heerlikheid wat U in ons lewens bring. Ons loof U daarvoor. Daar is niemand soos U nie. U is waarlik die Alfa en die Omega. U is die groot Here en Meester. Nie net van die heelal nie, maar ook van ons lewens. En dit is vir ons so voorreg om dit te kan bely en te kan sê. Daarom bid ons ook, Here Jesus, dat U Uself aan ons sal openbaar vanaand, ook in hoe ons met mekaar nou gaan deel, die dinge van die laaste 3 maande. Dat U ons harte sal stig en bemoedig, maar ook sal mobiliseer. In Jesus se naam. Amen. Goed. My vrou gaan my assistent wees. Net terwyl sy opkom, wat dink julle van ons vloer? Ek sien dit nou eers. Kom kyk hier. Ja, ek het gesien onmiddellik. Dis koud, nee. Ja, bring maar julle kombersies. En julle wat gebring het, deel met die mense langs aan, hoor? Alright. Julle moet christelik wees met julle kombersie, alright. Maar ek het gewonder, die klank is nog dieselfde, nee. Julle hoor mooi of so, okay. Ek is bly. Want ek was half bang dit gaan die klank meer slip. Goed, ek wil ons wil gou vir julle terugvoer gee. Toe 3 maande terug, sê nou maar 3 maande terug, ampertjies. Toe is ek en Pippa weer hier op met 'n missie en 'n sending en afsprake in Zambië hoofsaaklik en ons het toe nou julle almal saamgevat met die video's en vir die ouens wat op Polar Steps vir ons gevolg. Hoe cool is dit, hè? Dan kan jy nou sien waar ons oor ons aangaan. Daar drink ons tee en daar drink ons weer tee. Daar drink ons weer tee, né? Ja, dit was amazing en dit was wonderlik en maar dit was vir my kosbaar toe ons kom by Beaufort Wes. Nou, die van julle wat nou nie weet nie, dis aan die ander kant Caledon. En
toe stop ons dan, maar hierdie wêreld kan baie vinnig, baie klein raak. Ek weet nie, julle dit al agtergekom. So ek en Bubba stop daar by Beaufort West en ons begin net so afpak, hier stop 'n bakkie. Die bakkie stop en klim iemand uit en sê, ek weet wie's julle. En toe wou ek ook natuurlik weet wie is ons, want dit klink toe so opwindend om te weet wie is ons. Toe sê hulle nie, hulle herken Bubba se stem. Gewoonlik herken hulle Rieke se stem, dit was baie vreemd. Ja, Baie. ja, in elk geval, daar so neem ons nou eers selfies en so aan. En toe ons in Gaborone kom, toe ontmoet ons nog iemand wat hier by die IFJJ was. En dit was ook fantasties om hulle te sien, ook op hulle eie, jy weet daar waar hulle bly en so aan. En sy wou vir ons toe nou 'n halwe bees saamstuur. Waaroor ek natuurlik gewoonlik sou sê baie dankie. Ja, maar ons yskassie is net so groot, so ons kon net 'n hoenderboutjie toe vat. Maar dit was so kosbaar en so het ons toer nou, jy weet, so stadig gaan opgekry totdat ons nou uiteindelik in Zambië kom, is nogal so ver ry, moet ek sê. En met die Land Rover as hy op 'n drafstap is, dan doen hy so 94 km/h. Dan moet jy nou weet, dis nou sommer oor die voorspoor. Hy hardloop nou oor 'n plat in die nek, gatte, ja, van die pad. En in Zambië, nou wil ek hom net vir julle sê, voor ons nou verder gaan, en ek vir Pippa ook kans gee om iets te sê, is, met die laaste Afrika toer wat ons gedoen het, was dit natuurlik die avontuur van ons lewens. Julle onthou dit, nee, dit was 'n jaar, hier kom ons nou dink, in 'n daktent, en dit was net, en ons het 80 kontakte gehad, maar hulle was nie almal ewe geseënd nie. Ons het so hit en 'n miss gehad, net one slip one. En so ons het emosies gehad van groot vreugde by die een persoon wat ons in mekaar en gediep teleurstelling by die volgende ou. Net omdat, en ons het laas ook vir julle gesê, en ek wil dit nou weer sê, net omdat ons agenda net dit was, ons wou kuier oor Jesus, en dit is, weet, mense kuier nie graag, het ek toe agtergekom oor Jesus nie. Maar hierdie keer, en dis nou die wonderlike ding, hierdie keer was elke liewe kontak wat ons gehad het, was 'n absolute sukses. En daar was nou nie een net one slip one nie, dit was net one. En dit was vir my, ons kon na ons toer, en Pippa gaan nou ietsie sê van die mense, want julle het hulle seker op die video's gesien, as julle hulle gevolg het, maar ons kon na Zambië net huis toe gekom het. Dit was 'n klinkende sukses. Ek net voel, dankie Vader, vir dit wat ons kon leer en kon sien. So ek gaan net vinnig sê, nou moet jy my help. Die eerste mense wie ons aangedoen het, was in Livingston, by Arthur en Liesel Pienaar. Ons was een aand gou by hulle, op pad op na die noorde toe, die Koperbelt in Zambië. So ons het net een aand vinnig vir hulle gesê, ons sou later weer by hulle kom kuier, en toe is ons daai lang pad op tot by die Koperbelt. Dit is net onder die Demokratiese Republiek van die Kongo grens. En daar het ons toe gekuier by Tim en Hanneke Green. En daar was ons omtrent so 5 dae, nee? En wat 'n absolute kosbare tyd was dit daai ene. Ja, selfs die impromptu kuiers. Kyk, ons het nou 'n afspraak, ons kuier by hulle. Maar dan is daar impromptu kuiers, mense wat sê nou maar net daar aankom. En dan sê sit, ons maak tee. En dan kuier jy, en dan, dit wat daar uitkom is net so stigtend en vertroostend en lieflik. Toe het ons daar gedraai, toe is ons van Makushi af, die Koperbelt, is ons toe na Masaiti. Nee, was ons eers by George en Linda, eers by hulle, nee, toe is ons eers na Jannie en Elise Kompion. Jannie en Elise Kompion, en hulle het ons rondgewys, ons gaan nou vir julle meer vertel, en toe ons daar draai by Jannie en Elise van FCE, toe gaan ons by George en Linda aan. Sendelinge wat ons sommer net die kontak van gekry terwyl ons gaan, en ons die voorreg om hulle te ontmoet, en dit was, ons was daar, wat, 2 ure, was ons daar? 2? Ja. Sê kort, nee. 2, sê 3 maksimum, maar sê maar 2. En dit was absoluut lieflik. En toe het ons afgery al die pad weer tot in Livingston, en daar het ons nou ordentlik vir Arthur en Liesel gaan kuier van Overland Mission.
Hulle bly by Rapid 14, dis 14 rapids suid van die Victoria Valle, op die Zambesi rivier, bly hulle. Dit is dan mooi daar, regtig. Maar dit wat hulle daar doen, en weer eens, daar presies dieselfde. Ek wil net vinnig sê, laastens nou voor ek nou die stokkie vir jou gee, is jy reg? Op jou merke gerig. Ek onthou, as ek nou dink, het by Hanneke en Tim het presies dieselfde gebeur, Arthur en Liesel, toe ons nou die oggend gaan om nou tot ziens te sê, en dankie vir hulle liefde, en dankie vir hulle gasvryheid, en so aan, en ons gaan nou tot ziens sê, en ons weet, sit nou soms so, en daar ontstaan weer 'n gesprek, en ek dink met myself, jy kan nie hierdie goed reël nie. Hierdie was net die inhoud van ons gesprek en die heerlikheid, wat uit daai gesprek uitgekom het, was net bonatuurlik. Dit was ons belewenis. En nou ja, toe van daar af is ons deur die Caprivi in Namibië, en ons is uiteindelik by Kamenjap, waar ons toe vir ons vriende van Loetswil in Namakoland, nou vir Rian en Nadine, Rian is langer as ek, en hy's 'n maar ou, maar hy's so sterk soos 'n bees. En hy's die tipe ou, ek wil net vinnig vertel, toe ek hom die eerste keer ontmoet, ekskuus lief, eerste keer ontmoet en ek groet hom so. Die eerste ding is, hy vat jou toe tot hier by die elmboog. Nee, hy het sulke hande. Die tweede ding is, hy druk vir jou, dat jy dinge onthou wat jy jare laas vergeet het. So, my ding met Rian was, as ek nou vir hom moes groet in die begin, dan moet ek so aankom na Rian toe en sê, eina. En dan gaan hy, en dan druk hy nou sagter. Ja. Ons is toe nou daar met hulle, en ons het toe die voorreg om vir hulle Kahokuland te wys, en nou ja, toe het ons nou nog so 1 of 2 kuiers daarna ingekry, en uiteindelik weer ingeklok hier by die Republiek van Vermont. Maar, die rede hoekom my vrou hier staan, ek wil hê, sy moet net gou vir julle haar persepsie gee, van die mense wat ons gekuier het in Zambië, en Oom Lou het ek uitgelos. Nee, jy moet hom ook insluit. Net kortliks, jy het nou vertel op die kamera, maar sê net kortliks, wat was jou menslike belewenis van die kuiers? Okay, ek het gedink, ek gaan begin, ek dink dis Esther, ek dink dis jou storie, wat, so jy moet my keer as dit nie jou storie is nie, maar iemand voor ons 2 jaar terug, voor ons weg is, het Esther, dink ek, vir ons gekeer hier buite. En toe sê sy, van julle wat in die verlede gegaan het vir 6 maande, of vir 'n paar maande, is ek reg, het is jy? Ja. So, sy en haar man het, nou Esther, ek gaan dit miskien nie presies reg sê nie, maar die gedagte gaan reg wees. So, sy en haar man het op 'n dag, het hulle het gewerk vir 'n sekere paar maande, en dan het hulle sendelinge gaan besoek. En hulle is net normale mense, het sy gesê, nie sendelinge of predikante of so, hulle is net normale mense, en soms dan kom jy by sendelinge uit, en dan dink jy, so, wonder wat ek eintlik hier moet doen, nee? En toe die een dag, het hulle verdwaal, en hulle het 'n paar klein kindertjies, en hulle kom by, uiteindelik, met baie moeite, kom hulle by die hut uit, in die middel van nêrens nie. Hulle moes nou hierdie sendeling gaan besoek het. En hulle kom uiteindelik by haar uit, en sy lê in hierdie hut, met malaria, en sy is baie siek. En hulle kom toe nou, hulle weet nie hoe om haar te help nie, en hulle weet nie eintlik wat om te doen nie, maar hulle doen wat hulle kan, gee vir hulle wat hulle kan, gee vir haar wat hulle kan, en bid vir haar, en hulle is toe daar weg. Toe hulle terugkom in Suid-Afrika, ek hoop nie ek mors jou storie op nie, maar as hulle terugkom in Suid-Afrika, toe het hulle later 'n brief gekry van hierdie vrou, en sy sê, sy is nou jare daar sendeling, en met baie min sukses, en siek en ellendig, en so aan, en sy is nou na hoeveel kere sy so siek in hierdie hut, en sy het net eintlik daai dag gesê, sy is klaar. Sy, Here Jesus, ek is nou klaar, ek gaan huis toe, ek kan nie meer nie. En toe sy dit sê, toe kom uit die bos, kom hierdie wit
vrou en man en 'n paar kindertjies. En wat hulle vir haar beteken het, was so amazing, dat sy moed gehad het, en gebly het, en aangegaan het met haar bediening. So daai storie het Esther hier, tussen die karre en hierdie, het sy vir ons vertel. En dit was vir ons so 'n bemoediging, want ons het daai jaar wat ons weg was, het ons presies dit gedoen. Ons het nie gegaan vir 'n evangelisasie, ons het gegaan eenvoudig om te sit met 'n sendeling en met hulle net te praat. En ons was sendelinge in Oekraïne vir 5 jaar, en die mense wat na ons toe gekom het, met die grootste liefde sê ek dit. Maar hulle kom van Suid-Afrika na die Oekraïne om te bedien. Hulle kom nie eintlik so erg vir ons nie. So hulle kom, hulle wil hê ons moet 'n saal reël en hulle vat na die orphanages toe en ons moet dit doen en ons moet dit doen en hulle moet huis toe gaan met 'n wonderlike storie. En die sendelinge na die tyd is gedaan. Absoluut gedaan. En daar's niks. Sit en luister liefie, hoe is jy en so. So daai was ons eerste jaar, 2-3 jaar terug. En hierdie keer, toe het ons presies dieselfde gedoen, behalwe ons het in ons eerste jaar so 5 of 6 sendelinge, het Jesus uitgewys, is mense waarmee ons verhouding gaan bou, en ons het met hulle gesels, gepraat. En besondere tyd gehad met hulle. En net met hulle gepraat oor hoe dit gaan, waar staan jy, en basies net gepraat oor Jesus. Want die klein seentjie het gesê, die antwoord vir alles is Jesus. So jy praat oor Jesus, en hier kom in die middel, jy praat oor Jesus, en dan kom 'n vraag uit soos, ek is so moeg, so moeg gewerk, en ek's so bang, ek doen nie genoeg nie met die geld wat mense vir ons gee, en hulle het verwagtinge, en so en so, en dan kan ons 'n gesprek met hulle hê oor wat Jesus sê van leef net, en in die leef werk die Here, en ontspan, en sulke goed. So, daar het ons wonderlike gesprekke gehad, en Rickert wil hê, ek moet vir julle vertel van oom Lou. Hy, dis nou 'n herhaling vir mense wat die video gekyk het nie, maar hy ken vir Jannie al baie jare, Jannie en Elise, en ouerige oom, seker diep in sy 80's, maar hy is 'n besondere goeie boer, blykbaar. En Jannie sien hom nogals gereeld, en hy in die gesprekke toe het hy nou gesê, hy kyk Rickert en, dit sal so wonderlik wees om ons te ontmoet en so, maar daar's nie 'n kans nie. Jannie sê, maar ons is op pad. En hy het eintlik gebid. Ja, hy het eers gebid. Ja, hy het eers gebid en vir Jesus gevra, sal dit nie wonderlik wees as hy eendag vir ons kan sien. Maar hy kan nie al die kan Suid-Afrika toe gaan nie, en wat is die kans dat ons in Mkushi se kant toe sal gaan. En toe sê Jannie, maar ons is op pad. En toe sê Jannie, maar ons moet nou saamkom. En ons het letterlik uur en 'n half daar gehad, tee gedrink, maar die oom, ek dink nie ons hoe vreeslik oor Jesus te gepraat het nie, want toe hy ons sien, toe begin hy oor Jesus praat, en hy praat, en dit is die mooiste mooi, om 'n ouerige man te sien. Hy was siek, hy het malaria en tyfus gehad, hy was besig om te herstel, so hy was swak, maar om die hele tyd net die vreugde van Jesus, en hy wil net deel, en hy wil, hy soek die fellowship van gelowiges. En dan wil ek willen praat oor George en Linda. Nou, George en Linda was ook nie mense wat ons, dit was nie 'n beplande besoek nie.
Maar toe ons het verhouding met die Darling gemeente Lewende Woord en hulle ondersteun George en Linda. En ons is net voor ons weg, is ons daar vir die IFJJ. Ons bied die IFJJ aan vir hulle leierskap. En ek en Rickert staan in die voorportaal en ons sien hierdie paartjie en ons dink maar, hierdie paartjie is naby waar ons gaan ry. Ons gaan 'n plan maak om by hulle uit te kom. Nou Linda is baie jare, blou jare, sendeling. Sy was in groot sendeling organisasies soos OM en klomp van hulle. En George is 'n predikant, 'n Zambier. En Linda het gesê sy was 44 en nooit gedink sy gaan trou nie. Sy gaan net altyd in die sending wees en toe het sy eendag was George by een of ander plek en hulle het mekaar ontmoet en 'n hele paar jaar net vriende en toe is hulle getroud. Nou is hulle sendelinge in 'n baie klein village. Dis nie 'n dorp nie, dis letterlik 'n hamlet, sal ek sê in Engels. Hulle is daar, sendelinge, hulle het geen voertuig nie, hulle het 'n fiets. So nou en die sein vir die selfoon is baie swak. So ons moet nou maar met mekaar so kommunikeer en dan moet ons wag vir die boodskap om weer te kom. Maar Linda sê, ons moet so en so ry en ons het dit nou gelukkig op 'n voice note en ons volg dit nou so baie mooi en sy sê, en dan as julle by hierdie knikkie kom waar daar 'n stroompie is, George gaan daar wag met die fiets en dan gaan hy voor julle uitry tot by ons huis, want andersins gaan julle dit nie kry nie. En dis presies wat gebeur het. Ons kom toe by die stroompie en hier spring George uit onder die boom en hy het net so mooi wit tande en groot gelag en waai vir ons en so ry hy voor ons uit en hulle het 'n sendingstasie, maar klein 'n klein ou huisie in 'n plaasie, maar dis nie 'n plaas nie, dis 'n klein hoewe en hulle vertel ons storie en weer eens met hulle borrel uit oor Jesus. Maar so ons het lieflik daar gekuier. Natuurlik, soos die Oekraïners, alles wat hulle het hulle vir ons voorberei om te eet. So die tafel is gedek met alles. Is eintlik, dit maak 'n mens hartseer want ons wat so baie goed het. Ons gee ook mos nou wat ons het, nee, maar dis heeltemal anders as jy daar is en jy weet, daar is nie. En hoe moeilik is dit om by die volgende groot dorp te kom en hier kom die groot dorp kos uit vir hierdie sendinge, vir die besoekers. Dit raak jou hart. Maar ons het lieflik met hulle gekuier, maar toe ons weggaan, toe het hulle, ons het gevra, waarvoor kan ons bid, wat is hulle behoefte, en hulle sê toe, kontak. Dis kontak, mense kontak. Nou ek wil die storie, en dit was die een ding, maar ek gaan nou terugkom na hom toe. En toe vra ons maar, en fisies, wat het hulle nodig? En toe sê hulle het 'n voertuig nodig. So ek wil daai twee goed gou net vir julle sê, want ons is 'n familie, en hierdie is twee mense wat 'n waarlike roeping het, en hulle staan waarlik in daai roeping, en hulle het ons nodig. So as ons saam kan bid vir hulle, vir 'n voertuig. Ons sê toe vir George, luister George, ons gaan saam met julle vertrou vir 'n voertuig, maar het jy 'n lisensie? Hy sê, nee, hy werk daaraan. Maar nou daai was ook krypties, want hulle is die tipe mense wat nie vir jou gaan vra vir geld nie. As hy sê werk daaraan, het ek mos nou later met my na die tydse gesprekke besef, dit kos geld om 'n lisensie te kry. En jy moet kom by die dorp en jy moet 'n sekere bedrag hê en jy moet jou
lesse kry in wat? Dis nie so Suid-Afrika nie, dis moeilik. So, toe besef ek nie net, ons kan vir hom sê, luister George, gaan kry jou lisensie. Dit is nie so maklik nie. So ons het regtig hulp nodig. So dis so hy probeer nou sy lisensie nie. Sodat ons sê, kry jy lisensie, dan as Jesus die kar vir jou gee, dan fantasties, dan kan jy net inklim en ry. En die ander ding is die kontak. Ek en Rickert is baie oulik. Ja, ons is baie oulik, maar ons is baie beperk. En een van die goed wat ons baie beperking is as ons by jou kom kuier, is ons 100% invested in jou. Maar as ons huis toe kom, is ons 100% invested in wat hier aangaan. En ons kan nie alleen die kontak behou nie. Ons het mense nodig wat 'n hart het vir sendelinge, wat vir ons kan sê, luister, ek sal met Linda en George kontak, en ek sal vir hulle bid, en ek sal vir hulle, verstaan, en ek sal onthou om 1 keer in 2 weke vir hulle boodskap te stuur. Ek en Rickert, ons wil baie graag, maar ons het nie die capacity nie. So daar's 'n klomp sendelinge wat ons mee kontak het, nou, wat kosbare mense is, en as iemand van julle graag met een van hulle wil kontak hê, dan gee ons vir julle hulle nommers, en dan kan julle self met hulle aangaan, en 'n verhouding bou, en miskien eendag, dan kom julle saam, en dan gaan kuier ons, en sal dit nie amazing wees nie. Ja. Philly? Hoe lieflik was dit? Ja, kyk, julle moet ons nou dink. Natuurlijk is dit 'n avontuur. Natuurlijk, it goes without saying. Ons klim in Livingston en ons ry op en ons is deur die grens, en julle onthou toe ons by die grens kom, toe staan 'n riot, en hulle blok al die mense, ons kan nie deur die grens nie, en die taxi bestuurder wys vir my hoe om hulle te kom. Die taxi bestuurder, hy ry voor my en wys my waar moet ek sneak in die bos, en so om hulle ry, hy wys my, en ek dink, ja, ek moet vir die mense by die huis dit vertel, want almal by die huis is vies vir julle, jy moet net sê taxi, nou gaan almal se heiligheid uit by die venster. En wat my snaaks is van die taxi bestuurders, is as ek in 'n verkeersknoop kom, en ek wil in die verkeer, die eerste ouens wat my inlaat is die taxi bestuurders. En toe ons daar by die grenspos kom, toe sit die taxi bestuurder wat vir my wys, jy weet, gaan net hier om. Maar in elk geval, nou natuurlijk is dit 'n avontuur, ons doen al hierdie goeters in ons kamp, nee, en hoeveel aande, dan brul die leeu's ons wakker, jy weet, en so gepraat van leeu's, waarvoor ek die Here so verskriklik dankbaar is, ons is kamp in die Hoaniep rivier, en die dag toe ons uit is, die volgende dag, toe byt 'n leeu 'n ou dood, daar waar ons gekamp het. Nee, so, ek sê vir Pippa, dit kon ons gewees het, jy weet, maar so die avontuur is verseker daar, dis absoluut so, maar as dit net avontuur was, dan was dit ons saglik leeg. Jy weet, dan is dit net so leeg, dis soos jy, onthou jy toe jy in jou 30's was, toe vertel hulle vir jou van hoeveel moet jy hê om af te tree een dag, en soos 'n ryk man af te tree, onthou jy? En toe het jy gespaar en belê, en so, en toe tree jy af, en toe het jy vir 3 maande vakansie, en toe is dit ook oor. Onthou jy dit? Ja, en toe is dit ook nog glad nie meer so lekker nie, toe wonder jy, waarvoor het jy al die jare so gespaar? Nee, so ja, daar is avontuur, maar as dit alles wat jy het, en nou kom ons en ons het kontak met hierdie mense, en jy kyk hulle in hulle oë, en jy hoor wat leef in hulle harte, en jy dink net by myself, net Jesus kon hierdie gereël het. Hierdie was bonatuurlik, dit was net 'n belewenis, en ek voel nie skuldig nie, want ek probeer dit nie dramatiseer nie. Ek vertel julle net so eerlik as moontlik die waarheid.
Nou, so terwyl jy fellowship het met die mense, gaan jy, wow, dankie Here Jesus vir hierdie oomblik, en vir hierdie gesprek, wow, dis ongelooflik. Maar nou ry jy weg. Terwyl jy wegry, die week en 2 weke daarna gebeur daar goed in jou hart. Mos, dis onafwendbaar, mos. Daar gebeur goed in jou hart. En al wat jy nou gaan, is jy gaan uit, Here Jesus, dit wat ek dink ek onderskei in my hart, mag U my asseblief lei net op die dinge wat U my op wil lei, dat ek nie nou self op 'n verbeeldingsvlug gaan, en goedjies begin veroorsaak nie. Dit wil ek nie doen nie, want mens kan uit emosie, kan jy dinge doen waarin Jesus nie noodwendig is nie. Julle weet vanself uit julle eie lewens. Nou ja, so het ons nou gegaan, en ek het net besef met die terugkom, soos wat ons nou terugry, nou dink ek en Pippa aan julle gesigte, julle mense. Nou ek wil net ietsie sê, wat ek nou nie weet of dit op kamera gaan translate nie. So ek gaan dit nou maar sê. En dit is, as jy 'n nuwe gemeente stig, dan stel die mense belang in die jong mense. As jy met 'n gemeente sit, en almal wat daar sit, is gryskoppe, dan is die mense so half en half teleurgesteld. Want waar is die dinamiese jong mense? So hulle soek die dinamiese jong mense, en dan ek en Pippa sit, ons kan nie ons seëninge ophou tel as ons in hierdie vergadering sit nie. Nou hier is nie 'n gemeente nie, maar is 'n legit vergadering. En ons sit hier, en die mense wat hier sit, is almal gryskoppe. Skus nou vir die 5 wat nie is nie. En ek dink by myself, wat 'n onuitspreeklike seëning, dat die Here Jesus in sy alwysheid en alwetendheid en diepgaande insig, dat hy in die laaste hoofstuk van ons lewens, ons die geleentheid gee, om onbeskaamd aan die evangelie van Jesus te kan vashou, en daarmee te kan loop. En weet julle wat se armoede is dit in die gemeenskap, dat jy, nadat jy al jou lesse geleer het, nadat jy die kruin van volwassenheid bereik, en wysheid, en dan sê hulle, nou is jy nie meer goed genoeg nie. En ek dink, hoe onnosel kan jy nie wees nie? Hier sit mense, ek bedoel, as jy nou moet terugdink, dink gou, as jy vir 'n oomblik 'n gesprek kan hê met jou jonger weergawe, 40, 50 jaar terug, wat sou jy gesê het? Dit is hoekom Jesus dit nie toelaat nie. Want die goed wat jy sou kwytraak. Nee, wat sou jy vir jou jonger weergawe gesê het, hè? Nou, na al die jare, en al die lesse, dit beteken nie, jy is nou volleerd nie. Jy weet net genoeg om te weet, jy het nodig om baie meer te leer. Weet jy hoeveel jare moet 'n mens gaan in rypwording voor hy by daai lieflike plek kom, dat hy agterkom, hy weet niks nie? Ek bedoel, hoe lieflik is dit? Toe jy jong was, wat was die een ding waaroor jy absoluut, jy moes net heeltyd vertoon, hoe is jy net slim, en hoe weet jy alles, en hoe maak jy uit van, en jy verstaan net alles. En as iemand na jou toe kom en sê, hulle was in Italië, dan vertel jy hom vinnig van jy was in Spanje. Jy moet toch net nie agter wees met iemand nie, jy wil toch so wys, en jy weet ook, en jy, dank Vader, dit is klaar. Nou, en jy is toch heeltyd so besig om te wys hoe slim is jy. Nou is jy slim genoeg om te weet dat jy weet absoluut niks nie. En wat 'n dom samelewing sny sulke mense af. Nou dink ek, luister, ek, soos julle weet, is nie Jesus nie. Ek is net 'n student soos julle. Maar ek weet, totdat Jesus my kom haal, is ek nie klaar nie. Ek is nie klaar, totdat hy sê, dis klaar nie. En dat daai dag met groot vreugde stap ek aan. Maar ons is nie klaar nie. Jy moet nou een ding verstaan, ons praat nie nou van die grootsheid van die lewe nie. Ons praat van die belangrikheid van die koninkryk.
En ons praat nie van ons koninkryk nie, ons het nie ene nie. Ons probeer nie iets bou en staan maak en so nie, niks van dit nie. Ons sê net die absolute vreugde om te kan verstaan en te weet, dat ek is nie net deel van die liggaam van Jesus nie, maar ook van die plan van Jesus. En ek kan net saam met hom gaan, ek hoef nie alles te weet nie, ek is nie die direkteur nie, ek is nie die CEO nie, ek sien nou by my, weet, ekskuus nou vir die direkteure en CEO's wat nou hier sit. Maar daar is niks so frustrerend soos 'n pas afgetrede direkteur en CEO nie. Want hy is die who's who, en dan skielik sit hy daar en hy is absoluut zip. En dan begin jy met jou verkyker kyk na jou bure oor wie kan jy nou iets vertel? En jy kan nie wag dat iemand moet bou nie, want jy wil kyk wat doen hulle foutief, dat jy vir hulle kan sê. Ek bedoel rarig nou. Hoe treurig kan jou lewe nie raak nie? Jy weet? Nou kom jy by daai plek waar ek sê, weet jy wat is my grootste claim to fame? Is nie wat ek bereik het nie, is die feit dat ek 'n student is, merely a student. Ek is 'n student en die professor is Jesus. En ek het nog nie die seekoei se oortjies geraak van wat hy my kan leer nie. Nee, dis die wonderlike ding. Nou ry ek en Pippa nou ontmoet al hierdie mense, drink tee en bid saam en fellowship saam en eet kos en jy weet, gaan rond en so aan en nou dink ons aan julle. Ekskuus, dis waar ek was nou, voor ek op my rant was. Nou dink ons aan julle. Nou dink ek, net voordat ons gaan, die vroukie sit vanaand hier, kom sy na my toe, die aand toe ons hier groet voor ons ry, staan ek hier voor ons, is nou klaar en julle gaan nou huis toe en sy kom hier aan by my en sy sê, asseblief, as julle weer gaan, vat my saam. Nee, sy is hier vanaand. En sy het my verskriklik laat dink die laaste 3 maande. Nou dink ek, maar Livingston het net 2 sitplekke. Maar ek het 'n dakrak. en ek het strappe. Maar toe is die Here nou ook ons alweer een voor. So ek wil nou maar net sê, weet julle wat sal ek gee? Mens gewoonlik sê jy jou oogtande of so, maar ek dink nou nie, dis rarig so ernstig nie. Maar wat sal ek gee, dat julle self kan sien en beleef, wat ek en Pippa sien en beleef? Self. Net self. Gewone plek, gewone mense, buitengewone werk van Christus. Gewone mense. Dat jy dit net self kan sien. Nou het ek al klaar, en jy moet 1 of 2 van julle gepraat, en nou sê hulle, ja, ons is in, en ons is in. Nou dink ek, ja, ek so bly, want jy het plek in jou kar. Nou wil ek net vir julle sê, hoor nou hierso, hoor hier. Ja, okay, hierdie kan nou grens aan 'n hype. Maar dis glad nie wat ek probeer regkry nou nie. Glad nie dit nie. So kom ek dial terug. Ek sê net vir my en Pippa, om net te sit by hierdie gewone mense. Niks, en daar gebeur niks nie. Niemand maak 'n waawiel of iets snaaks nie. Ons sit net daar. Ons kyk in hulle oë en hoor hulle stemme en hoor hulle harte. Ek en Pippa ry daar weg en jy is nie dieselfde nie. Dis bonatuurlik, jy sien dieselfde nie. Wat het gebeur? Nie het niks gebeur nie. Jy was net daar. Dis al. Nou dink ek, dit vat dalk 'n week uit jou lewe, of 2 weke, of ek weet nou nie hoe lank nie. Maar ek kan jou waarborg, ek weet nie hoe nie, want ek sien die ou wat die verandering bring nie. Jesus is. Ek kan nie sê hoe jy anders is nie, maar ek kan jou waarborg, jy is nie dieselfde. So hou dit in gedagte, want dit gaan weer gebeur. So ek en Pippa gaan dit weer doen, nee? Ons gaan dit gereeld doen. Nou nie, ek dink nie hierdie jaar dalk weer nie, maar ons vertrou die Here dat ten minste eenmal 'n jaar dat ons dit kan doen. En dan gaan ons vir julle vra, is daar iemand wat gelei is om saam te gaan? Reg? Maar ek wil net waarsku, die akkommodasie is nie 5 ster nie. So as dit al is wat jy gewoond is,
dan weet ek sommer nou al klaar, hoe gaan Jesus met jou werk? Wat 'n vreugde om dit te sien. maar gaan beleef dit net, vir jouself. En jy hoef nie so ver te ry as die Koperbelt in Zambië nie. Ek sê vir Mariska en Miranda, wat daar agter sit, hulle is ICU verpleegsters, hoogs gekwalifiseerde verpleegsusters. Nou sê ons vir hulle, in Kariba in Zimbabwe is daar 'n vroukie met die naam van Vicky. Ek weet nie of julle al vandag gehoor het nie. Sy is ook 'n verpleegster en sy het vir Jesus gevra, wat moet sy doen? En Jesus stuur haar soontoe, sy kom, maar daar's niks, en sy begin 'n kliniek. Nou is daar hoeveel, papa al? Sommer klomp. Nee, ek weet nie hoeveel nie. Nee, nou is daar 'n klomp klinieke in Vicky, nog steeds alleen, na al hierdie jare, net sy, bedien sy al daai klinieke, en op daai manier gee sy haar lewe vir Jesus net weg. Nou dink ek, kom ons gaan kuier vir Vicky. Kom ons gaan kuier, ons het nie slim goed om vir Vicky te sê nie, inteendeel, ek dink sy kan ons 'n paar slim goed vertel, maar kom ons gaan kuier vir haar. Kom ons gaan kyk wat gaan daar aan, en gee Jesus 'n kans om met jou hart te praat en te werk, terwyl jy daai goed belewe en sien. Dit is merkwaardig. Nee, so, dis onder andere een van die boodskappe waarmee ons te terugkom, vir julle. Nou, jy mag dalk voel, nee, die Here lei jou nie so nie, 100% doen jy net wat Jesus vir jou sê. Maar het mag dalk wees dat jy 'n plekkie op my dak kry. Dit sal iets wees om te sê. Maar nou wil ek net vir julle sê, nou het ek hierdie droom, net so vinnig nou dat ek aan dink, laastens, ek en Pippa vat nou hierdie mense deur van Seilspas, jy weet hierdie al, en daai aand steel 'n ou my goed, rot en kaal. Nee, hy steel my graaf. Nou as jy dink dis niks nie, broer luister. My graaf. Ons grou toilet met die graaf. Daar het ek nie 'n graaf nie. My braaisak, my saag, my bil, my rooster, my windskerm vir die gasstoof. Noem dit op, is alles weg. Ja, en jy het probleme. Die ou, en ons gee hom nogal iets om te drink en te eet en alles. Nee, die adder in my boesem, reg daar. As ek besig om my dief daar te, en so die volgende oggend toe, zooi hy my goed. Toe het ek hom nou 'n paar interessante gedagteprosesse wat hier aan die gang is. En ek vat so aan my sambok wat daar in Livingston lê. En nou kom Rian, wat 'n boer is, wat hulle ook gereeld sy goed steel, nou kom hy na my toe, nou sê hy vir my so, waar's Jesus nou in dit? Ek sê, man, dis die gesprekke wat ons moet hê. Real life situations. Praat van 'n regte Jesus in die regte lewe. Hierdie as 'n voorbeeld. Hoe hanteer jy dit? Nee, hoe lieflik was dit? Daar in die gopse sit ons. Nee, in die gopse, so en so. Maar in elk geval, nou kom ons so af in die Marion Vloes, en is woestyn, en een van my goed is, ek vertel vandag vir Mariska Marana, 2 goed wat moet gebeur. Een, is ek wil bo op my Land Rover se dak ry, terwyl Pippa bestuur, daar in die woestyn, sit ek daar bo soos 'n blou aapie, en die tweede ding is, ek wil op een van my sandtracks, wil Pippa moet hom vasmaak met 'n tou aan die Land Rover, dan sit ek op die sandtrack en sleep sy my oor die sand. Ek bedoel, hoeveel pret is dit, hè? Kan julle glo? Alright, so gesê, so gedaan, sit op die dak, ry tot die son my nerve afbrand, klim ek af, haal die sandtrek af, maak hom vas in Land Rover, sê vir Pippa, tot 3de rad. Nee, jy kan gaan tot 3de rad. Maar lekker dik aan. Sal julle nou glo as ek nou vir julle vertel, toe ek op hy sandboard gaan sit, en Pippa trek weg, eerste, tweede, toe sy 3de slaan Pippa die ergste singplaat wat sy kan slaan in hy woestyn. Maar nou, my kop en my lyf bob onafhanklik rond. So as my kop afkom, dan kom my lyf op. Hier, luister ek het om hier, ek kan julle nie vertel nie. Nee? Hoe jou wervels hier aan mekaar swys. Maar nou probeer ek vir Pippa sê, stop man. My man het gesê 3de, daar gaan sy. Ja, en toe buite skerpe joenaar,
Ja, hy vrek onmiddellik. Ja, maar dis nog as 'n storie, want vir 2 dae toe brand hy ding soos vuur. Maar dit was so 'n lieflike, kosbare tyd. Vir my en Pippa om alleen te wees, om bietjie ons harte en koppe skoon te maak, vir ons om hierdie kosbare mense te ontmoet en te hoor wat leef in hulle harte en te verstaan wat ons is soos hulle deel van die koninkryk. En dan vir ons om aan julle te dink. En te dink, "Haai Here Jesus, hoe lieflik en kosbaar is dit dat ek en Pippa deel van hierdie gemeenskap kan wees. En wie weet, wat is u plan vorentoe met almal wat hier sit? Wie weet? Ons weet nie. Ons druk niks in 'n rigting nie. Ons het genoeg al geleer om te weet dis nie die regte manier nie. Maar loop net agter Jesus aan. Dis al. Nee, hoe wonderlik sal dit wees. En dan wil ek en Pippa vir julle sê, vir almal wat op die videoetjies gereageer het, dit was vir my so kosbaar. En op die WhatsApp groepie, julle gebede, julle ondersteuning, julle liefde. Dit was so lieflik. En natuurlik, toe het julle so aand gehad waar julle sing. Ja, toe het iemand vir my natuurlik spionasie video gestuur. En dis toe julle gesing het, "Thank you God for sending Jesus." Dit was die liedjie, nee. Pippa, nee. "Thank you Jesus that you came," hè? En hy is 'n werklikheid. Toe dink ek dan, wow, hoor net, nou wil ek vir almal aan die ander kant sê, hoor hierdie liedjie, hy is 'n werklikheid. En jy dink, ja, maar ons sing nie vreeslik goed nie. Luister, dit gaan nie oor die kwaliteit van jou sang nie. Hier sit julle en sing, Jesus is 'n werklikheid. En ek dink, wow, wat 'n getuienis daar buite. We gaan ons met hom afsluit. Ja. So, dankie vir julle liefde. Ons waardeer julle so verskriklik baie. En ons bid vir julle soos wat julle ook vir ons bid. Mag Jesus ons aanhou die pad wys vorentoe, né? Elke knie sal buig.